Ken jy hom nou? Goed, maar hy het so 'n paar versies, so ek sal hom so sê en dan sing ons dit, is dit reg? Almal wat die Here liefhet, staan maar nader. Almal wat die Here liefhet, staan maar nader. Staan maar nader. Staan maar nader. Okay, almal wat die Here liefhet, krap jou susse rug. Okay. Almal wat die Here liefhet, krap jou susse rug. Almal wat die Here liefhet, krap jou susse rug. Krap jou susse rug. Krap jou susse rug. O, almal wat die Here liefhet, skuif die voete rond. Almal wat die Here liefhet, skuif die voete rond. Skuif die voete rond. Skuif die voete rond. O, almal wat die Here liefhet, krap jou regteroor. Okay? Almal wat die Here liefhet, krap jou regteroor. Almal wat die Here liefhet, krap jou regteroor. Krap jou regteroor. Krap jou regteroor. Is sommer net so 'n wakker word vir die nuwe jaar. Daar sê pastoor, wil jy vir almal hallo sê? Hy het ook min geslaap, hoor. Net Amen. Ja, ek het teen my sin nuwe jaar gevier saam met my bure. Dis so lekker as ouens om jou so excited is oor nuwe jaar. Nou sê ek vir die ouens, ek verstaan net nie dat hulle net een liedjie die hele aand kan speel. Ek wens ek kan die ou se telefoonnommer kry dat ek net kan vra, Barry, speel net 'n tweede sang. Want dan kan ek ook darm 'n beter ritme opslaap. Julle kan eers julle sitplekke neem. Ons het darm net vir die ouens wat minder geslaap het, waar ons darm net so 'n bietjie verwelkom het. Daar's niks lekkerder as om in die huis van die Here te wees op die eerste dag van die nuwe jaar. So ek wil vir elkeen vanoggend sê 'n geseënde en 'n voorspoedige nuwe jaar. Ek bid dat Vader vir julle soveel guns sal gee in dit wat voorlê. En dat jy die beste weergawe van hom wat in jou is sal wees. Moet nooit vergeet wat jou naam is nie. Jy sien, ons kom baie keer op plekke en ons laat toe dat mense in ons lewens inspreek. Maar ek onthou net een ding, hy het my geroep by my naam. Nie by my broer, nie by my suster, by my naam. So, kom ons wees die beste wat ons kan wees, terwyl Vader ons geroep het. Jy sien, jy kan op hierdie dag, kan jy sê, Here, ek gaan nie hierdie jaar sonder U nie. Here, ek gaan nie die goeders herhaal wat ek dalk herhaal het nie. Want ons weet, ons God is 'n God van gister, vandag en môre. Maar ek wil een ding vir jou sê, jou fokus moet wees op vandag. Want is vandag wat hy iets radikaals vir jou wil doen. Nou, waar's daai twee dopelinge? Hou, paartjie, kom staan nie by my. Greg. Ek moet versigtig wees nou die dag te sien ek sê daar aan die deur, ja, para, en ek sien die oom wat so agter my gestaan het, kyk my so snaaks. Ek sê, sy's regtig een. So ek sê niets leliks nie. Ons is tog trots op wie ons is, en vandag is ek trots om hierso tussen hierdie jong man en Fatima te staan en te kan sê, Here, vandag op die 1 Januarie 2026 begin daar 'n nuwe journey. Hoekom? Want ons gaan die ou lewe aflê, ons gaan nuut opstaan in die naam van Jesus Christus. Jy sien, dis waarom hierdie skrif, ek weet nie, ek kan net nooit 'n ander skrif lees nie. Handelinge 2:38 sê, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergewing van jou sonde en jy sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Nou, ek is eerlik, ek wil nie een ding bo aan die ene sit nie, maar ek wil volgend vir jou sê, dis awesome om te weet dat die sonde wat was, is weg. Maar weet jy watter deel is my fokus? Dat jy die gawe van die Heilige Gees ontvang. Ek weet nie van jou nie,
Maar ek luister hoe mense die hele tyd sê, "Jesus, weet jy, ek ervaar nie dit nie en ek het nie dit nie en ek het nie." Want jy het nog nie die belangrikste proses as 'n gelowige gedoen nie. Ek wil vanoggend vir jou vra, hoekom is Jesus gedoop? En tog kyk ons na die Bybel en ons sê, te wees soos Jesus, dan moet jy leef soos Jesus. Dan moet jy staan soos Jesus, dan moet jy praat soos Jesus, dan moet jy kyk soos Jesus, en hoor hierso, dan moet jy lief hê soos Jesus. Wat het hy gesê? Op sy swakste tyd, toe sê hy, Vader, vergewe hulle, vir hulle weet nie wat hulle doen nie. Dis die Vader wat ons aanbid. En vanoggend is ek opgewonde, want op die eerste dag van die nuwe jaar, kan ek dit ervaar saam met Fatima en Greg. Ek kan saam met hulle in die water staan, ek kan ervaar hoe 'n oue ingaan en 'n nuwe opstaan. Kom aan ouens. So ek wil vanoggend dit nie moeilik maak nie. Ek wil nie vanoggend eers hê dat ons iets verloor nie. Ons gaan terwyl ons gou-gou gaan dress en pres, gaan julle begin worship. En dan gaan ons oorgaan na die doop toe en dan gaan ons net aangaan met die worship. Want vanoggend gaan oor die Here, nie oor die program nie. Ek bid vanoggend dat jy in jou gees sal ervaar, as jy gekom het vir 'n program, sny dit af vanoggend. Kanselleer dit. Stel jou gees vanoggend oop om te ontvang uit die hand van die Here. Stel jouself in staat om net te sê, "Come Holy Spirit." Here, ek wil u gees ervaar. Ek gee nie om wat mense sê nie, ek gee nie om wat hulle doen nie, maar vanoggend is dit ek en u. As dit jou hart vanoggend is, terwyl ons hierdie jong mense doop, en jy wil daar kom staan en oor hulle bid, dan doen jy dit. Want jy sien, in die huis van ons Vader, kan ons gemaklik wees. Ons hoef nie hier te sit, ek mag net hier wees nie. Nee. Dis die tradisie waarin jy groot geword het, wat dit vir jou sê. Hierdie is 'n huis van vryheid. Dis waarom die Here vir ons die naam gegee het, leefstyl. Want jy moet 'n leefstyl van Jesus hê. Jy moet die uitdaging hê om te sê, Here, u gee my die vryheid om in hierdie mense se lewens in te spreek of oor hulle te bid. Moenie ongehoorsaam wees nie. As hulle uitkom, die worship is aan die gang, jy gaan niemand pla nie. As jy hulle 'n drukkie wil gee, as jy net vir hulle wil bid, dan kom doen jy dit. Wees gehoorsaam aan wat die Here sê. Ons is broers en susters in Christus. Ek weet nie van jou nie, maar as ek by my boetie kom, ons doen nie hierdie ding nie. Ons gee mekaar 'n druk. Want raai wat? Die Here het my 'n boetie gegee. En ek lag baie keer, eendag sê 'n ou vir my, hy sê, die Bybel sê, ons gee 'n broederlike kus. Ek sê, "Tjom, moenie dit druk nie." Ek sê, ek gee jou genoeg liefde as ek jou 'n drukkie gee, maar dis waar dit stop. Jy sien, elkeen van ons het ons eie journey. En ek wil vanoggend, wil ek vra dat Vader in jou lewe sal inspreek vir hierdie eerste dag. Ek bid dat jy vanoggend die opgewondenheid sal ervaar, wat net Jesus Christus vir jou kan gee. Want jy sien, daar is net een, alleen wyse God. En by hom is niks onmoontlik nie. Kom ons sluit ons ook, kom staan hier naby my. Aba Vader, Here, soos ek nou my hande hier op Fatima en Greg sit, Vader, kom ek nou en ek bid, Here, dat U hulle gereed maak in die gees. Vader, dat hulle in gereedheid sal wees, dat hulle in daai water ingaan en sal weet dat U besig is om iets groots te doen. Vader, ek bid, Here, dat U elke liewe dingetjie sal losruk. Ek bid dat die oue begrawe sal word en dat hulle nuut sal opstaan in Jesus Christus. Ek bid vir die voorbereiding van die Heilige Gees. Here, dat as U hulle wil doop in die Heilige Gees saam met U doop, Here, dan bid ek dit nou, Here. Ek bid vir die vuur van die Gees, Here, om oor hierdie huis aktief te wees, Here. Vader, dat ons vanoggend sal weet, Here, U het iets groots in stoor vir ons. Is my gebed nou, in die groot en wonderlike naam van Jesus Christus. Amen. Amen. Nou julle kan so deurstap en dan kan ons lekker saam staan en lekker aanbid.
Ek moet dalk dink wat ek sê, want ek het nou gesê, ek kan nie wag tot die doop nie, ons gaan afkoel. Miskien moes ons net die airconskower sit. Dis altyd so lekker, net om in hierdie bad te kan staan, en te weet dat, Vader, ons is nie alleen nie. Soos ons in hierdie water staan, wil ek vanoggend vir julle sê, staan Vader tussen ons. En dit alles wat tot en met hier aan julle vasgehou het, wil ek vanoggend vir julle sê, maak Vader los. Maak seker dat hy jou uitroep vanoggend hoor. Maak seker dat jy vanoggend kan sê, Here, my alles, los ek hier onder. Ek gaan nie opstaan in Jesus Christus. Amen. Nou, wie is die eerste? Hou maar so om. Fatima, volgens jou eie geloofbelijdenis, doop ek jou in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Greg, volgens jou eie geloofbelijdenis, doop ek jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Amen. Kom ons steek ons hande uit na hulle toe. Abba Vader, Here, baie dankie, Here. Dankie Vader vir hierdie jong man en hierdie vrou, Here, dat hulle hierdie aksie kon neem om die ou lewe af te lê, Here. Vader, om vanoggend nuut voor U te staan, Here. Vader, ons bid dat U Gees soos vuur in hulle wakker word, Here. Vader, dat hulle weet, Here, daai wat hulle altyd kort gekom het, Here, dat hulle dit nou ontvang het in die naam van Jesus Christus, Here. Dankie, Here, dat hulle vandag uit hierdie water kan uitstap en sê ek is waarlik vry. Dankie, Here, vir nuut om nie te wees in U, Here, dat ek kan sê, ek is vry in die naam van Jesus Christus. Here, ek bid nou, Here, dat hierdie nuwe journey nou in hulle sal begin, Here. Vader, elke tree wat hulle gee, dat hulle U Gees sal ervaar, dat hulle sal weet, Here, U is hulle leidsman. Vader, dat hulle nou net kan oorgee en begin om op die plek te kom waar hulle sê, dankie Here, vir alles wat U elke dag vir ons oopmaak. In Jesus naam. Amen. So lekker om getuie te kan wees van dit wat nou net hier gebeur het. Glo jy dat hy regeer, hy wie sê hy is, ek is. Wie regeer, wie is in beheer. Wie is die begin en die einde en wat is, wat was en wat kom. Niemand soos
vandag nie, dalk is dit môre. Maar ek weet toe ek deur daai bad gegaan het alles nuut geword ook in my lewe en kon ek hom my beste vriend noem. Als het nuut geword, die ou het verby gegaan. Toe my hart verstaan, ek kan na die Here gaan. My beste vriend, het ek nou en nog gevind. Want hy het my omgekeer, hy sal wat ek begeer. Ek wil sing, ek wil bly, want sy liefde bly in my. Ek is bly, wil my lewe al my. Ek wil sing, ek wil bly, want sy liefde bly in my. Hy gee vir ons die vrede, wat ons net by hom kan kry. O, my hart is vol, want ek het sy kind geword. Ek is vrygekoor, ek's gevul met nuwe hoop. Ek kan nie wag om in die oggend op te staan, want om te leef vir hom is al wat ek wil doen. Ek wil sing, ek wil juig, want sy liefde bly in my. Ek is bly, wil my lewe al my. Ek wil sing, ek wil juig, want sy liefde bly in my. Hy gee vir ons die vrede, wat ons net by hom kan kry. Wees so God soos U, wie kan vergelyk? Wie het die grootste naam en stel die grense van die oseaan? Wie kan oor sy grootheid stryd? Wie ken elke ster se naam? Wie kan die son beveel om te skyn en die maan met nag te kwy? Onvergelykbare God, hoe groot is U, my God. Wie is U gelyke, onvergelykbare God? Hoe groot is U, my God? Onvergelykbare God. Wie is 'n God soos U? Wie kan vergelyk? Wie het die grootste naam en stel die grense van die oseaan? Wie kan oor sy grootheid stryd? Wie ken elke ster se naam? Wie kan die son beveel om te skyn en die maan met nag te kwy? Onvergelykbare God, hoe groot is U, my God? Wie is U gelyke, onvergelykbare God? Hoe groot is U, my God? Onvergelykbare God. Kan jy dink hoe belangrik is ons vir die Here as hy elke ster se naam ken? En hy ken my as nietige mensie.
ken my naam ook. Kan julle onthou, he is the King of Kings. So golden oldie, onthou ons is nou vanoggend hier om te celebrate, om fees te vier. He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He is the King. He is the King. He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He is alive, 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 alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He is the King. He is the King. He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He is the King. Okay, net die dames gaan nou sing. Die manne gaan net hande klap. Is dit reg? Ons gaan so 'n bietjie 'n beurtsang maak. Maar hy's net vir my almal. Okay, daar's meer vrouens as die kant. Ons sing almal. Nee, net die vrouens sing almal. Die manne, julle klap hande. Is dit reg? Gaan ons hom weer doen? He is the King. He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He is in al die manne. He is the King of Kings. Kom manne. He is the Lord of Lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He is the En King. almal saam. He is the King. He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He is the Dit was nie geoefen nie, dit het net gebeur. Is dit nie lekker om net so spontaan voor die Here te kan wees nie? Ons is mos sy kinders. As my kinders by my kom kuier, is hulle net hulle self. En dis die verhouding wat ons met ons Vader moet hê. Wees net jouself. Celebrate Jesus, celebrate. Celebrate Jesus, celebrate. Celebrate Jesus, celebrate. Celebrate Jesus, celebrate. He's risen.
ons die kinders kan wees. Dankie Here dat ons vanoggend net weer opnuut herinner kan word aan dit wat Jesus vir ons in die kruis gedoen het en dat ons kan celebrate daaroor. Want as dit nie vir U was nie, waar sou ons gewees het, Here? Wat sou van ons geword het? Here, ons wil vanoggend uit ons harte uitsing, ek het U lief. Ek het U lief, Here, en saam as 'n familie wil ons net voor U buig met alles in ons. Ons het U lief, Here. Ek het U lief met alles in my. Ek buig voor U met alles in my hele lewe is aan U gewyf. Ek wil U dien met alles in my. Ek het U lief. Ek het U lief met alles in my. Ek buig voor U met alles in my hele lewe is aan U gewyf. Ek wil U dien met alles in my. Dis nie net leefwoorde, dis nie net leefwoorde of uit gewoonte. Dis nie net 'n gevoel, maar eerlik wat ek bedoel. Ek wil net vir U leef, toegewy aan U liefde. Elke woord wat ek sê, uit my hart uit bedoel. Ek het U lief. Ek het U lief met alles in my. Ek buig voor U met alles in my hele lewe.
Vader, help ons om te verstaan wat ons nou gesing het, Here. Vader, help ons om werklik vanoggend op die plek te wees, Here, waar ons vanoggend hierdie lied net weer kan sing en sê, Here, Vader, ek is jammer as ek teruggehou het, Here. Ek is jammer as ek nie my alles werklik oopgemaak het nie. Here, maar vanoggend wil ek sê, ek het U lief. Here, wanneer laas was ek op die plek waar ek met alles in my daai proklamasie kon maak aan U? Wanneer laas was ek op die plek waar ek die vrymoedigheid gehad het om te sê, Here, ek het U waarlik lief, Here. Vader, ek bid, Here, dat ons fokus vanoggend net sal wees om te herstel dit wat tussen my en U gebeur, Here. Vader, ergens het ek dalk dit so bietjie begin afwater. Ergens het ek dalk so bietjie begin rustig raak. Ergens het ek dalk gedink, maar ek ken die Bybel. Ek weet al die goed. Here, maar vanoggend gaan dit nie oor wat jy weet nie. Dit gaan oor die liefde wat daar is tussen jou en God die Vader. Here, om vanoggend te sê, maak nie saak wat hierbo is nie, Here. Dit maak saak wat vanoggend hierso is, Here. Dat my hart vanoggend kan oorloop, Here. Dat my hart vol kan wees, Here. Dat ek vanoggend, Here, met hierdie woorde kan sê, ek het U waarlik lief, Here. Here, help ons om dit vanoggend 'n liedjie te maak persoonlik van my na U. Ek wil julle nooi, kom ons sing dit net weer 'n keer. Maar kom ons maak dit vanoggend 'n persoonlike proklamasie tussen ons en Jesus. Dankie, Here, dankie, Here, dankie, Here. Oh, Jesus. Dankie, Here Jesus. Oh, ons het U lief, Here. Ons het U lief, Here. Oh, ons het U lief, Here. Jesus. Alles, Here, met alles, Here. Jesus. Vader, ons buig voor U, Here. Voor U, Jesus. Rabashinda, Rabasini. Dankie, Here. Dis nie net leefwoorde nie, dis nie net leefwoorde. Of uitgewoonte. Dis nie net 'n gevoel, maar eerlik wat ek bedoel. Ek wil net vir U leef, toegewy aan U liefde. Elke woord wat ek sê, uit my hart uit bedoel. Ek het U lief, met alles in my. Ek buig voor U, met alles in my. My hele lewe.
Amen, Jesus. Yes, Lord. In U naam, Here. In U naam, Here. Yes. O, Here. Ons roep dit volgend, Here. Ons roep volgend aanraking, Here. Volgend deurbraak in Jesus naam. Dankie, Jesus. Dankie, Jesus. Yes. Amen. Yes, Lord. Amen. Yes. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here. Dankie, Here Jesus. Amen, Jesus. Oh, in U, Here.
in U, Here. Amen, Jesus. Amen, Jesus. Oh, Jesus. Ek wil vanoggend vir jou vra as jy vanoggend iets nuuts wil ervaar. Weet jy, die Here maak my so bewus van hierdie jong man en hierdie jong dame wat 'n nuwe journey begin een van die dae. En terwyl ek daar by Dante bid, besef ek, Here, maar elkeen van ons, raai wat, jy het nie nodig om 'n nuwe seisoen in te gaan nie. Ek wil vanoggend vir jou sê, die Here wil vanoggend iets nuuts doen in jou omstandighede. Hy wil iets nuuts doen in jou hart. Hy wil vir jou 'n nuwe liefde gee. Jy sien daai woorde wat vanoggend gesê het, ek het U waarlik lief, Here Jesus. Ek wil vanoggend vir jou sê, dis hoe hy jou liefhet. Hy het jou onvoorwaardelik lief. Hy wil vanoggend so by jou stil staan en hy wil net so maak. Weet oom wat? Hy wil jou embrace, hy wil jou toemaak. Want sy grootheid het nie perke nie. Jy sien, gister was dalk 'n uitdaging op sy eie. Maar dankie Here, dis verby. Ons staan op die eerste dag van 'n nuwe jaar. Ons het al hierdie mooi goed wat ons uitsit. Here, my voorneme vir die jaar. Ek wil nie vanoggend jou spoed breek nie, maar ek wil vanoggend vir jou sê dat jou voorneme vanoggend net sal wees Jesus Christus. Dat jou voorneme net sal wees, herstel my liefde. Here, bring my terug waar ek net met liefde kan kyk en nie met woede. Nie met onsekerheid. Hoekom? Hoekom het hierdie goed met my gebeur? Ag, kom oor jouself, man. Dis 'n nuwe jaar, daar's nuwe uitdagings, maar ek wil vir jou sê daar's nuwe deurbrake. Ek is vas oortuig dat die Here 2026 gaan hy goed vir jou doen wat jy nie verstaan nie. Jy gaan terug staan en sê, Here, dit voel of ek 'n toeskouer in my eie lewe is, jy is. Want jy sien, as God vir jou is, dan maak dit nie saak wat se storm daar is nie. Dit maak nie saak wie snaaks na jou kyk nie. Dit maak nie saak wat gestemp is agter jou naam nie. Jy's duur gekoop deur die bloed van die lam. En dis al wat tel vanoggend. Jy sien dat Christus in jou nuwe jaar is. Dat Christus in jou vandag is. Dat jy vanoggend kan sê, Here, iets nuuts. Iets nuuts. Besef jy partykeer het jy net nodig om dit te ervaar. Ons wil baie keer dit hê. Ja, maar partykeer het die Here net nodig om net jou te raak. Jy sien daai liedjie wat sê He touched me. Is nie He touched me nie, He touched me. Want dit was een druppel bloed. Een druppel bloed wat jou losgemaak het. Dis een druppel bloed wat die juk gebreek het. Dit is een druppel bloed wat al daai teëspoed net weg was. En dis wat ons vanoggend gaan vasmaak. Ouens, ek wil nie vir jou iets sê wat jou ongemaklik laat voel nie. Ek wil vir jou sê wat die woord van God vir ons sê. Jesus kan alles doen. Is jy gereed vir die alles? Is jy gereed dat hy die onmoontlike vir jou kan doen? Of is jy op die plek waar jy, ek het gesettle, ek is okay. Ek wil volgende vir jou sê, ek is nie okay nie. My vriend, God het iets groots in stoor vir jou. En jy kan volgende dalk wonder, wat gaan hier aan? Wat maak hulle? Maar ek wil volgende vir jou sê, Jesus het iets dieper vir jou. Daar's 'n groter kyk wat daar buite is. Jy sien, ons kom baie keer op 'n plek en ons kyk na die wêreld en ons dink ons is okay. Ek pas in. Ek wil volgende vir jou sê, jy moenie inpas nie. Ek het regtig hierdie ding wat ek vir jou wil sê, jy moet uitstaan. Heeltyd raak ek bewus want ek sien jou en ek sien die groot man daarso en dan dink ek, en ek praat nie van die groot man agter jou nie. Want jy sien, baie keer het ons daai ding, ek gaan net bewus wees van hierdie manne wat uitstaan, nee. God sien die klein en die groot.
Maar hy wil hê dat jy anders te moet kyk. Hy wil hê dat jy moet met die liefde van Jesus bewus raak van dit wat om jou is. Want hy gaan goed doen wat jy nie verstaan nie. En dan gaan jy vir hom gaan sê, dankie Here. Moenie vir oggend dat hierdie woorde jou pla nie. Jy sien, woorde is tydelik, maar jy vat hierdie woorde na die voete van Jesus toe en sê, Here, ek het nie iets nodig van 'n prediker nie, ek het iets nodig van U. Ek het nie die uitkyk nodig wat ander vir my sê nie, ek het nuwe oë nodig vir U. En hy gaan jou oë herstel. Glo julle vanoggend dat die Here iets nuuts wil doen? Kan ek iets vir jou sê? Die Here het klaar iets nuuts vir jou gedoen. My vriend, weet jy wat? Vandat ek jou gegroet het, totdat ek hier by jou staan, weet ek, hy het jou geroep vir iets groter. Ek wil jy moet verstaan, hy het jou nie geroep om groot te wees nie, hy het jou geroep om iets groter te doen. Want jy sien, baie mense kyk na 'n groot man en dan sien hy Goliat. Ek wil vandag vir jou sê, ek sien Dawid. Kanselleer vir Goliat en laat toe dat Vader Dawid wakker maak. Want jy sien, Dawid is 'n oorwinnaar. Dawid is die een wat nie kan gestop word nie. Want hy loop in die spore van wat Jesus toelaat. Maak vas daaraan. Hoekom het ons toegelaat dat 26 begin met die voetspore van 2025? Want jy sien, dis wie ons as mens is. Vanoggend toe ek wakker word, die eerste ding wat ek dink is, dankie Here, die klappers is verby en die karaoke is klaar. Wat moes my eerste denke gewees het, Here? Jy het my deurgedra in 'n nuwe jaar in. Die geraas wat my geaccompany het nie, maar die grootheid van my God. Ek wil vanoggend, wil ek vir jou sê, Vader het iets anderste uitgesit. Jy moet dit vanoggend toelaat. Hoe wil jy deel met ons? Julle kan maar sit. Dankie. Ek en Paul het in die week so 'n bietjie gedeel en die woorde van wat is 'n woord van wysheid en wat is 'n profetiese woord het uitgekom. En terwyl hy nou gepraat het, het hy vir van julle 'n profetiese woord gegee. En ek het vanoggend 'n woord van wysheid vir julle. En dis vir almal. So jy kan dit vat of jy kan dit los. Dis jou keuse. Maar voordat jy vanoggend by hierdie tafel kom aansit, dan wil ek jou iets attent maak op. En dit het te begin gisterand in die laatnagure. En ek het die woord gekry van I want to break free. En Queen het die liedjie geskryf, en dis 'n wêreldse liedjie. Maar in daai liedjie sê hy daarso, God know that I want to break free. So, wat jou vermoere vashou, maak nie saak wat dit is nie. Voordat jy by hierdie tafel kan aansit, of as jy by hierdie tafel kom aansit, dan word jy vrygemaak. Want dit is 'n feesmaal. Die Here sê, kom sit aan by my tafel. En wanneer jy gaan aansit, dan is jy nie bekommerd oor wat agter jou rug aangaan nie. Want hy bedek jou. Hy maak jou toe. So jy maak vanmôre die keuse. Wil ek wegbreek? Wil ek wegbreek van wêreldse dinge wat my vashou? En dit gaan nie maklik wees nie. Want Petrus waarsku vir ons,
Hy sê daar so geliefdes, moenie verwonder staan oor die dinge wat met julle gebeur nie. Dis niks nuut nie. So as jy 'n waarskuwing het in die woord, dat wanneer jy die Here se hand vat, dan gaan jy struikelblokke kry. Jy gaan teëstand kry. Dit gaan kom. So wees attent daarop. Maar moenie laat dit jou onderkry nie. Amen. Ek dink ek wil vanoggend net hierdie skriffies deel, want jy sien Filippense 3 vers 14 is asof hy so half vashak. Hy sê maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is en ek strek my uit na voor wat voor is en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Jesus Christus. Hy maak ons los van wat daar is. Weet jy wat, gister het niks meer uit te waai met jou vandag nie. Maar dis 'n keuse. Maak los in Jesus. Strek jou uit na wat voor is. En jy kan vanoggend sê, ek is nie seker wat voor is nie. Kom aan, Jesus. Jy sien die wenkpaal vir my is om by hom uit te kom. Wanneer ek by U kom, het ek klaar oorwinning. Daar's nie 'n groter prys as Jesus nie. Maar hoor gou wat sê hy in Spreuke 16:3 sê, laat jou werke aan die Here oor, dan sal jou planne uitgevoer word. Daar's niks erger as jy iemand aan die werk sit en jy moet terugloop. Ek sou 'n verskriklike slegte polisieman gemaak het. Want ek like trust. En baie kere sê jy kan nie daai dan sê ek kies om eers saam met hom te journey en die trust te probeer. Want om 'n polisieman te wees werk net nie. Ek kan nie agter iemand aanloop en jy moet nou jou lewe verander. Eers oom, jy moet nou hoor wat. En ek gaan nou die skrif lees as ons aansit aan die tafel, want ek voel net vanoggend gaan ons die tafel los vir heel laaste. Want vanoggend gaan ons 'n celebration doen voor by sy tafel. Ons gaan vanoggend kuier as ons klaar is. Ons gaan vanoggend daar deel hê wanneer ons daar afgesit het. Want is ons tyd in Jesus. So as jy nie vanoggend hier is nie, kan jy nie deel hê nie. Maklik. Jy sien, om deel te hê, moet jy aansit aan die tafel van die Here. Wat sê in 1 Korintiërs 10, dink is in vers 15? Ek spreek asof ek met verstandige mense praat. Ek wil vanoggend vir jou vra, praat hy vanoggend met ons? Kom aan ouens. Ons almal glo dat ons weet en ons verstaan wat om ons aangaan. Hoor wat die woord vir jou sê vanoggend. Laat jou werke aan die Here oor. Moenie vir die Here sê om die voorloper te wees en dan word jy die voorloper nie. Moenie vir hom vra, vat oor en dan gaan haal jy dit weer terug nie. Jy sien, dan het hy nie oorgevat by jou nie. Jy het dit net gevra om jou gemoed te sis. Klink dit bekend? Hallo? Dis nou hier waar ons eintlik eina sê, want ons almal is skuldig. Here, help my met hierdie saak en dan begin jy planne maak. Ek gaan dit doen, ek gaan hierdie in plek sit, net vir een keus. Ek wil volgend vir jou vra, het jy eers die stem van God gehoor, voor elke liewe dingetjie in plek gesit is? Nee, maar, die Here het ons 'n gesonde verstand gegee, ons moet altyd plan A, B, C, D. Ek het plan A, Jesus. Ek gaan weer eens, vir die van julle wat dalk nog nie die skrifgie ken nie, Romeine 8:31 sê, as God vir jou is, wie sal waag om teen jou te wees? Hoekom het jy plan B? Wat beteken plan B?
Jesus is my enigste plan. Want jy sien, hy is die weg. Hy is die waarheid. Hoekom sukkel ons so met die waarheid? Hoekom sukkel ons so om net op die plek te kom in oorgawe waar ons sê, Here, ek gaan nou hierdie alles oorgee vir U. Here, maar sê nou net wat? Soos die storm kom, so sal Vader die storm stil maak. Kom aan. Het jy al gevoel as die bootjie so begin maak? En jy sê, Here, ek kan nie meer nie. En dan, sonder dat jy dit besef, want raai wat, ons is so gewoond aan hierdie motion. Gewoonte. Meantime staan die boot al lankal stil. Ons natuur is nog in hierdie. Maar die boot het lankal stil geraak. Want jy sien, hy leer ons reg deur die psalms, ek het jou storm stil gemaak. Jesus staan by jou. Ek sal nooit vergeet daai preek wat pastoor Ellen hierso vir ons gedoen het, wat hy die uitbeelding gedoen het, toe Jesus op die water geloop het. Jy weet, en almal het net hierdie ding van, kan het wees dat hy so ongelowig was of so arrogant was om op die water, jy weet, te gaan loop en te wees soos Jesus? Ek wil volgende vir jou sê, hy het sy oë op Jesus gehou, en hy wou doen wat Jesus gedoen het. Miskien moet ek en jy dit probeer. Miskien moet ek en jy probeer om uit die boot uit te klim. Miskien moet ek en jy op die plek kom waar ons sê, Here, ek weet soos die golwe so maak, gaan ek nie die heeltyd U kan sien nie, maar ek weet U is daar. Jy sien, want 'n golf het 'n snaakse effek. 'n Golf gaan partykeer op, dat jy nie kan sien wat agter hom aangaan nie. En weet jy wat doen ek en jy, sodra ons nie meer kan sien nie, dan gryp ons hare vas. Ek kan nie meer nie, hierdie het te veel geraak. En dan gaan die ander golfie nou net weer af en die ander een op. Daar's Jesus. Hy's die hele tyd daar. Maar jy sien, omdat ons nie weet en vasmaak dat hy daar is vir ons nie, gee ons grondgebied op. Ek wil vandag vir jou sê, my God kan alles doen. Daar's niks wat hy nie kan doen nie. Maar ek en jy het nodig om hierdie ouetjie hier te verstaan, nie. Ek luister hoe mense met my praat uit die Bybel uit. Nee, daai skrif sê so, en sê ek is so bly jy verstaan dit so. Ek sê, maar ek het hom nog nooit so gelees nie. Hoe het jy dit nooit gelees nie? Ek sê, want ek lees nie om te verstaan nie, ek lees vir die leiding van die Heilige Gees. Jy sien, ek lees nie en dan bid ek nie, ek bid en dan lees ek. Want ek kan nie lees as ek nie die begrip en die leiding van die Heilige Gees het nie. So as jy die sequence verkeerd gehad het, verstaan hoekom jy nie verstaan nie. Jy lees verkeerd. Alles het hier gaan lê. Alles maak vir jou 100% sin, maar niks het hier gaan lê nie. Dis eers wanneer jou denke en jou hart by mekaar gekom het, wat jy verstaan, hy kan alles doen. Dit gaan oor jou uitkyk vir hierdie nuwe jaar. Ek wil volgende vir jou vra, is Jesus in jou nuwe jaar? Moenie worry oor wat nie gebeur het tot hier nie. Dis verby. Weet jy wat is die lekkerste gevoel? As ek klaar 'n blikkie kondensmelk geëet het en ek neem 'n foto, want jy mag nie vir jou vrou jok nie. So ek neem 'n foto en dan stuur ek vir hom en sê ek, "Jy's Louie, dit was so lekker." Maar toe maak sy die fout, toe koop sy vir my 'n beker wat sê God is good. Raai wat sit ek nou langs die beker van God is good? My kondensmelk. Sy verstaan nie my humor nie, maar sy kan nie daarteen beklei nie. Ek sê vir haar, weet jy wat? Ek hou daarvan om jou net te terg. Ek het regtig net 'n lepeltjie. Nou die een keer wat ek regtig eerlik is, nou glo sy my nie. Want ons trekrekord is nie 'n goeie bewys nie. Ek kan nie verwag my vrou moet glo, na 30 jaar het ek geleer om 1 lepeltjie kondensmelk in te gooi nie.
Maar raai wat, ek het besef wat my liggaam vir my sê. So ek kan nie meer 4, 5 of 'n halwe blik ingooi nie. Ergens wat die Here jou deur 'n seisoen, waar hy jou wysheid gee, is presies wat oom Willie vanoggend hier gesê het. Jy kry baie keer 'n woord van wysheid. En dan dink jy dis profeties. 'n Woord van wysheid kan jou baie ver vat. 'n Profetiese woord gee jy vir die Here. Dis nie ja en amen nie. Ek is jammer. Gaan lees die Bybel, ouens. 1 Korintiërs 14 breek dit mooi vir ons op, dat tale ontstig, dis vir jou. Dis nie vir die ou langs jou nie, dis vir jou. Ons het vir te lank het ons gedink, hoe harder ons aangaan, hoe meer gaan die ouens geraak word. Jy doen niks aan hom nie. Of jy dit skree of jy dit wat doen. Maar wanneer die Gees van God deur jou werk, dan raak jy ander. Maar tot en met God dit vir jou vasmaak, beteken dit niks. Ek love, as ouens my woord gee, dan sit ek dit mooi daar. As die Here dit bevestig, skryf ek dit voor in my Bybel. Kan ek vandag vir julle sê, en dis al wat in 20 jaar nog gebeur het. Want dit was bevestigings, hierdie rykie. Ek kan 'n boek vol vir jou wys, maar dit was nie bevestig nie. Weet jy, hoekom is ons nuwe jaar so groot uitdaging? Want ons hou vas aan wat ons gehoor het, in plek wat God gesê het. Jy kan daarvan hou of nie, ek gee regtig nie om nie. Vir my gaan dit net oor feite, wat my Jesus vir my doen, wat die woord van God my leer, wat hy in my hart oopmaak. Die oortuiging moenie hier wees nie, want dan het jy geen oortuiging nie. Die oortuiging moet hier binne wees. Jy moet die gemaklikheid hê, dat jy weet, Vader, daar's niks wat my kan stop nie. Of is jy 'n plek wat jy versigtig is? Hoekom? En dis wat ek vanoggend ervaar het. Hierdie jong man gaan hoërskool toe volgende jaar. Ons het vergeet wat dit is. Gaan hy nie ook hoërskool toe nie? Nee, hy het nog jy het nog 'n rukkie. Ons klein naasbota. Maar weet jy wat? Die Here gaan iets spesiaal doen. Soos dat hy vir Dante iets niets gaan doen met haar nuwe wêreld. Ons het 'n geneigtheid om net vir die kinders te bid en te vergeet wat met pappa en mamma gebeur. Is ons nie veronderstel om in 'n leefstyl van Christus te wees, waar ons dieper kyk as wat ons sien nie? Kom nou, vanoggend kan jy iets sien, maar wat ervaar jy? En ek het dit laasweek vir jou gesê, jy kan na my kyk as 'n snaakse dik mannetjie met 'n klomp Boesman tekening en jy kan jou eie prentjie maak. Dis jou probleem. Of jy kan sien en ervaar. Jy sien, dis waar God die verandering bring, is wat hy jou toelaat om te ervaar. Want jy as mens gaan baie mense offend. Maar wanneer Jesus in jou is, wanneer jou nuwe journey in hom begin, en jy besef, Here, dit gaan nie oor hierdie nie, dit gaan oor hierdie. Is jou hart klop, Jesus? Of is jou gedagtes vasgevang in waar jy graag wou wees? Ons sing al hierdie mooi liedjies, en ek verstaan nie, want ons kry dit van Genesis tot Openbaring. Maar omdat ons dit in die vlees ingeneem het, en nie toegelaat het vir die Gees se openbaring nie, het dit nooit deurgebreek nie. Besef jy wat jy sê, as jy sê, ek het U waarlik lief, Jesus. Dis 'n proklamasie wat jy maak. Dis nie 'n liedjie wat jy sing nie. Jy sien, oor die jare het ons so gewoond geraak net aan praise and worship, 'n program wat uitgesit is. Hulle moet 4 liedjies sing, die ou moet 20 minute lank preek, want onthou net ek is hastig. Is dit wat jy vir die Here gaan sê? Omdat jy hastig was, kon jy nie toelaat dat die Gees van God gewerk het nie. Omdat jou program groter was as sy afspraak. Jy sien, want dis wat dit is. Vandag se afspraak.
Dis nie 'n preekkans nie, dis 'n afspraak met die Heilige Gees. En wanneer begin hy die voorbereiding? Wanneer die musiek begin, dan begin hy jou gees losmaak. Ek sê altyd, dis gewoonlik die liedjies wat ek nie verstaan nie. Of as ek 'n nuwe liedjie hoor en ek dink, ek vang nie lekker die tune nie. Hou op dink, gaan staan en laat die Gees dit vir jou oopmaak. Dis gewoonlik die liedjie wat jy die verste vat. Dis gewoonlik die een met die maklikste woorde wat die grootste goed oopmaak. Hy doen dit presies in die woord ook. Want raai waar kom elke liedjie vandaan? Dit word gemotiveer deur die Heilige Gees. Wanneer laas was jy gemotiveer deur die Heilige Gees? Wanneer laas het jy uitgestaan? Jy sien, die wêreld roep ons om wat te wees? Om 'n Goliat te wees. Die wêreld roep ons dat almal ons kan raak sien. Weet jy waarna klink dit? Dit klink na gister. Dink mooi, want gister staan altyd vir jou meer uit as vandag. Maar Jesus het jou geroep om meer as dit te wees. Hy het jou geroep om bewus te wees. Om te ervaar wat vandag vir jou inhou. Nie van hoe iets lyk nie. Jy sien, want hoe iets lyk beteken niks. Maar wat hy doen, wat hy beteken, wat hy vir jou sê, dis waar die deurbrake kom. Maar dit kan net gebeur as hierdie 'n werklikheid vir jou word. As jy hierdie kan vat en jy kan dit embrace en jy kan sê, Here, ek staan in U. Ek is gereed dat U vir my groter dinge sal openbaar. Wanneer jy deurbraak op deurbraak op deurbraak sal ervaar. Jy sien, wanneer ons inbeweeg, wanneer ons gereed maak, dan het ons klaar die program. Jy moet 'n versie lees, ons wil aansit aan die tafel en dit is verby. Ek wil vanoggend vir jou sê, hy het ons genooi om saam met hom feesmaal te hou. So vanoggend wil ek hê, jy moet jouself in die Gees voorberei. Dat wanneer jy klaar jouself en jou gesin of jou geliefdes bedien het, hou ons dis sy tafel. Wanneer jy aansit aan sy tafel, dan bedien jy jouself. As jy klaar is, dan gaan ons rustig net kans gee dat Vader net vir ons iets oopmaak. En ons gaan die dames vra om hier oop te maak en of jy lekker ietsie van hierdie tafel wil gebruik, ons gaan dit doen vanuit hierdie tafel na hierdie tafel. Hoekom? Want ons wil saam celebrate. Ons wil saam aansit. Ons wil saam kuier. As jy bang is vir 'n ou krummeltjie, moenie worry nie. Julle gaan nie glo nie, ons sit 'n stofsuier. Ons is hier om vandag saam te geniet. Ons is hier om vandag hierdie nuwe jaar te begin. Waar is jy die mees intiemste in jou huis? Wanneer jy aansit aan die tafel. Jy sien, wanneer jy aan die tafel kom sit, dan sit asof daar net ewe skielik eenheid is. Ek lag altyd, ek en Mizaan is nie goeie tafelsitters nie, want is net ons twee. So ons is, elke keer as ons eet op 'n ander plek. Maar as die kinders daar kom, weet jy wat is die lekkerste ding, as jy die tafel so dek, en jy kyk en jy kan jou kinders, en jou kleinkinders sien, en almal is so excited, en daai seentjies beklei oor wie gaan hulle gebedjie doen. En ek besef, Here, dit kon so anders te gewees het. Maar dat daai klein seentjies almal, hy wil sy gebedjie doen, daar word partykeer 4 keer gebid. Maar omdat die seën van die Here rus op daai tafel. Ons moet ophou om 'n tyd te koppel waar Vader iets groot wil doen. Jy sien, daar's 'n rede waarom Jesus vir die kinders gesê het, kom na my toe. Van die opregtheid van 'n kind, daar is nie 'n meer intense ervaring as dit nie. Ons moet op die plek wees waar ons net sê, Here,
Laat toe dat U Gees in my werk. Laat toe dat ek ervaar. Laat toe dat nuwe goed net weer plaasvind. Hoekom? Want dis 'n tyd vir iets nuuts. Jy wil nuwe jaar vier, maar jy wil niks nuuts doen nie. Maak dit sin? Here, maak alles nuut, dat ek na alles nuut kan kyk. Sit my op die plek waar ek net verstaan hoekom ek hier is. Maak dit vir my moontlik dat wanneer ek verby hierdie tafel loop, kan ek al hierdie goed sien en ek besef net, Here, guns, om net te kan kies en keer. Besef julle hoeveel mense vanoggend op buite is, wat nie daai voorreg het nie. Wat nie vanoggend hierdie woorde kan gebruik nie. Wat nie vanoggend kan kyk en sê, joe, ek wil net proe daai nie. Maar vanoggend gaan ons saam kan deel hê. Ons kan elke liewe dingetjie kan ons toets en sê, Here, dankie. Dankie vir guns. Here, dankie dat soos ek die guns hier ervaar het, gaan ek met daai guns hier uitstap. En dis waarmee ek vorentoe gaan. Sien, hy sê, geestelike doelwitte moet uitgevoer word. Maar wat is jou geestelike doelwit? Is dit dalk om nader aan God te leef, om gehoorsaam te wees, om God se wil bo jou eie wil te stel? Jy sien, wanneer ek dink aan gehoorsaamheid en geestelike goed, dink ek aan goed wat my uitdaag, nie goed wat lekker is nie. Want wanneer jy jouself challenge, is wanneer jy agterkom, ek het nou ge-excel wat ek nie voorheen gedoen het nie. Maar as jy jou nooit self druk nie, gaan jy nooit weet tot wat jy in staat is nie. Jy sien, 'n suksesvolle jaar is nie 'n probleemvrye jaar nie. Nee, dit is nie. Kom aan, vir julle wat 2025 kan onthou, hy was vol streke. Maar weet julle, ek wil vir julle goeie nuus vertel, hy's verby. Maak seker dat 2026 'n geesgevulde jaar vir jou en jou huis sal wees. Maak seker dat jy in die oggend uitgaan sonder om die bloed van Jesus Christus oor daai persoon en jouself te pleit nie. Hoekom? Romeine 8:31. Daar's niks groter as die bloed van die lam nie. Jy sien, nuwe doelwitte bring nuwe uitdagings. Matteus 28 vers 20 sê, kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Amen. Tot aan die einde. Hoekom is ons so bekommerd? Ek is met julle, sê hy. Nou hoor gou hierso. Hierdie is so mooi. 1 Korintiërs 10:15. Ek spreek soos met verstandige mense, oordeel self wat ek sê. Die beker van danksegging wat ons met danksegging seën, is dit nie die gemeenskap met die bloed van Christus nie? Daai vraag wat hy uitsit, is dit nie wat jy moet ervaar nie? Die brood wat ons breek, is dit nie die gemeenskap met die liggaam van Christus nie? Verstaan jy wat dit beteken as jy by hierdie tafel kom? Ouens, jy sien hierdie broodjie. Maar wanneer jy hom in jou hand neem, dan ervaar jy die liggaam van Jesus. Wanneer jy voor hierdie kelkie staan en jy sien net hierdie glasie met die sap in, kan jy daarna kyk en jy kan dink, ag, dis net 'n glasie sap. Maar wanneer jy hom in jou hand neem en jy kombineer hom met die liggaam van Christus, word dit die bloed van Jesus. Is dit nie wat ek en jy op hierdie dag nodig het nie? Ek wil vanoggend vir jou sê, as jy vanoggend op die plek is,
wat jy dalk onseker is of jy mag aansit, jy mag. Want raai wat, in Vader se huis is almal welkom. Niemand word uitgesluit nie, niemand nie. As jy vanoggend sê, daar's goed wat tussen my, moenie worry nie, ons gaan nou die Here vra, om wat ook al tussen ons en hom staan, vat dit weg. Jy sien, partykeer is ons so getens, o nee, ek kan nie, want, ek wil jou vanoggend vra, hou op verskonings maak. Kom net vanoggend een keer, die eerste dag van 'n nuwe jaar, en man up en sê, Here, hier is ek meld aan. Wat ook al verkeerd was tot en met hier, ek is jammer. 1 Johannes 1:9 sê, wat jy bely, sal ek jou van vry maak en ek sal jou reinig van alle ongeregtigheid. So, as daai jou gebed is tot en met hier, wil ek vir jou sê, jy geen verskoning nie. Ons dra partykeer vir jare 'n las. Ons vermy hierdie tafel, want ons laat toe dat Satan vir ons lieg en ons weghou van volmaakte genesing, van volmaakte oorwinning, van absolute vrymaking. Omdat ons daai ou fluisterstemmetjie van die duisternis saamdra. Ek wil vanoggend jou nooi om saam met my te staan. En ons gaan vanoggend Vader vra om elke ding wat ons vasgehou het, vanoggend net te laat afval. Jy sien, want dis wat hy doen. Dis al wat jy nodig het om te doen. Here, maak my los. Ek wil dit weer vir jou sê. Johannes 14:14 sê, wat jy vra in sy naam, sal hy doen. So dink jy vir 'n oomblik, as jy in sy naam vra, Here, wat ook al my vasgehou het, maak my los, hy gaan dit nie doen nie, hoe hy gaan. Die verskil is, hy gaan jou soveel meer gee. Hy gaan soveel meer vir jou doen. Want dis sy afspraak, wat Vader met my en jou het, vir die oggend. Kom sluit ons oë. Vader, vanoggend is my gebed net om voor U te staan en te sê, Here, wat ook al met my gedagtes rondspeel, dankie dat U vanoggend my denke vernuwe. Vader, dankie dat wat ook al was, weg is. Vader, dankie dat ek die geleentheid het om vanoggend te sê, maak my los. Here, vergewe wat ook al tussen my en U gestaan het. Here, wat ook al ek dalk saamgedra het, wat ook al ek as verskoning gebruik het, vat dit weg. Here, vanoggend vir ons net U seën. Ek bid, Vader, dat ons mekaar vanoggend sal kan bedien. Dat ons vanoggend bewus sal wees van wat hierdie liedjie sê, come Jesus, come. Dat ons ervaar hoe Jesus besig is om in ons dinge rond te skuif, dinge verander. Al daai vrae, Here, help my om eerder nie te slim te wees nie. Help my om vandag eerder net te sê, hier is ek. Here, want ek weet, dis wanneer U in ons werk. Vader, dat ons nie te tegnies sal wees nie, maar dat ons net opreg sal wees. Dat ons vanoggend in nederigheid na U tafel te kan kom en sê, kom vul ons. Kom herstel ons. Vader, ons roep uit na U in hierdie tyd vanoggend, in die groot en wonderlike naam van Jesus Christus. Amen. Ek wil jou nooi, soos jy uitkom, as jy voor jou geliefdes wil bedien, dan doen jy dit hier voor. Ouens, dis Vader se huis. Jy het nie daai ou plekkie waar jy sit gekoop nie. Jy kan baie bly wees, hierdie stoele is vas met skroewe.
Want oral waar ek was, as ek in 'n gemeente kom en kyk ek hoe die stoel vas. Elke Sondag sit ek daai stoel op 'n ander plek. Ek weier om 'n ou in 'n gemaksone te sit. Want weet jy wat, dis omdat ek vir te lank in 'n gemaksone was, wat ek so lank gevat het om by Jesus uit te kom. Want om een of ander rede is daar nie 'n ding wat meer selfsugtig is as 'n kind van die Here nie. Ek is jammer, maar dis die waarheid. Ons het Jesus en ons deel dit nie met almal nie. Ons het guns en ons vertel nie almal van die guns wat ons het nie. O nee, by my werksplek. Julle moet kom werk waar ek werk. Julle gaan nie glo nie. Ek kan almal vertel van Jesus. En niemand word offended nie. Nou my vrou het altyd hierdie sê ding, heeltyd speeltyd. Dis hoe ek voel as ek by die werk is. Want ek kan die naam van Jesus bo elke naam uitrig. En ek besef vandag, Here, as ek dit as 'n jong man kon doen, hoeveel mense kon ek raak? Maar omdat mense nie daai liefde gedeel het nie, kon ek dit nie doen nie. Vat vanoggend die vrymoedigheid. Soos jy uitkom tafel toe, om te sê, Here, ek bid dat ek nie verder selfsugtig sal wees nie. Ek bid dat ek my Jesus met almal sal deel. Want raai wat, hy's groot genoeg vir ons almal. Ons het nie nodig om dit net vir ons te hou nie. Ons kan dit deel met almal wat by ons kom. So ek wil jou vanoggend nooi. Kom geniet die tafel van ons Vader. Amen. Ons gaan net eers aansit. En dan sal ek dan die geleentheid gee. Ek wil hê dat ons gees op die stadium gefokus sal wees op wat hy sê. Ouens, ek weet nie van julle nie, maar hierdie ou rasper stem doen iets vir my. Wanneer ek af is, dan sit ek hierdie liedjie aan, sê Here, kom net in. Kom verander net die gevoel wat hier binne is. As ek negatief raak, dan luister ek na die woorde. En ek wil vir jou sê, in die eerste lyntjie, verander jou situasie. Want wanneer jy uitroep, ervaar jy die teenwoordigheid. Amen. Kom gerus uit. Dank Jesus. Dank Jesus. Dank Jesus. Come, Jesus, come. We've been waiting so long for the day you return to heal every hurt and right every wrong. We need you right now. Come and turn this around. Deep down I know this world isn't home. Come Jesus, come. Come Jesus, come. There'll be no war, and there'll be no chains when Jesus comes. Let today be the day you come for the weak and the strong just the same, and all will believe in the power of his name. Come Jesus, come. We've been waiting so long for
for the day you return to heal every hurt and right every wrong. We need you right now. Come and turn this around. Deep down I know this world isn't home. Come Jesus, come. Come Jesus, come. One day he'll come and you'll stand face to face. Come and lay it all down, 'cause it might be today. The time is right now. There's no need to wait, no. Your past will be washed, but rivers of grace, oh, come Jesus, come. We've been waiting so long for the day you return to heal every hurt and right every wrong. We need you right now. Come and turn this around. Deep down I know this world isn't home. Come Jesus, come. Come Jesus, come, yeah. Come Jesus, come. Come Jesus, come. Ja. Terwyl pastoor so met ons praat vanoggend, hierdie wonderlike woord vir ons bring, kry ek 'n direkte boodskap van die Heilige Gees. En hy sê vir my, ek het julle tot hier toe gedra. Ek het julle deur 2025 gedra. Al het julle dit nie agtergekom nie. Maar dit was vir baie mense 'n toets. Baie mense moet nog by my uitkom. En ek wil sê, dat die Here sê, ek het vir julle vandag gegee, vir 'n nuwe begin. Dit maak nie saak, hoe jou verhouding met my was, in die verlede nie, maar ek gee vir jou nog 'n kans. Gryp hierdie kans, my kind, en jy sal die koninkryk beerwe. Die Heilige Gees se visie staan met sy een voet in die water in die see en met sy ander voet op land. So groot is God dat ons hom nie kan beskryf. Maar hy is 'n onbeskryflike God. En hy sal graag wil hê dat daar mense is in hierdie wêreld wat hulle harte nog steeds vir hom sal oopmaak. Maak nie saak wie jy is nie. Maak nie saak of jy deur die modder gesleep is en gekruip het soos ek nie. Maar hy was my pottebakker en hy het my genees, dat ek vandag kan sê, Jesus
is die koning van my hart. Amen. Amen. Dankie vir gehoorsaamheid. Ek wil hom net sê, jy moet net geestelik gou die ervaring hê. Ek dink terug aan Stuart Anthony Jacobs, hy was nog 'n jong pastor en ek dink dit was vir hom verskriklik intimiderend. So elke jaar het oom Neville Norton het hy so groot gathering gehad dan van al die kerke wat hy 'n prophetic week gehad het. En daai spesifieke week is dit interessant want nou omtrent al die moderators van die verskillende instansies sit almal ook in die saal en hier kom hierdie jong man met hy het so 'n koketielkuif gehad wat so lekker opstaan. Nou alles wat die ou manne aangewoond is, het hierdie ou kom breek. Want hy kom in en sien jy daai haartjies wat so gaan, dan sien ek almal kyk net en sit ons agter en ons sit en giggel oor wat ons sien. Nie oor hom nie, oor die wat kyk. En hy staan so en hy sê, hy het 'n interessante opbreek gehad. Hy sê, ons sukkel altyd om te ervaar wat die Heilige Gees kan doen en wat hy vir jou moet beteken. Hy sê, maar dit is eintlik baie maklik. Nou, ek het al baie keer gedink, ek wil dit doen, maar nou weet ek, julle gaan nou slim genoeg wees om te weet, hier's nie 'n kraan hier nie. Maar kan jy nou vanoggend dink, as ek nou 'n hosepipe weer uitbring, en jy dink aan wat 'n tuinslang kan doen. Nou ek wil hier met die prentjie insien, hy staan so met die tuinslang, hy sê, die Heilige Gees is amper soos 'n tuinslang wat baie druk het. Want as jy hom oopmaak en daai vos spuit en jy gooi hom op die grond rond, wat doen hy? Dan maak hy so, die lekkerste ding as kind, om daai ding neer te gooi en nou ek geniet dit nog steeds, want my varkhond kan daai tuinslang nie 'n sekond los nie. Hy dink hy kan water byt. Ek wil hier moet vanoggend dit ervaar. En hy sê die volgende oomblik skree hy, maak oop. En daai klomp manne daar in die voorste ry, maak so. So ek dink is maar goed, niemand van hulle het, wat noem hulle daai toepytjies gehad nie, want ek dink almal sin sou gewielie het. Maar almal se stoele skuif ry terug. En hy begin lag, hy sê, is dit hoe bang ons is vir die Heilige Gees? Jy hoor van hom, jy praat van hom, maar sodra jy die geleentheid kry om hom te ervaar, dan is jy bang. Ek wil vanoggend vir jou sê, by woord wat Tannie Marinda gesê het, dit maak nie saak hoeveel modder op jou was nie. Hoor mooi, verlede tyd. Want is verby. Jy het in gees, het jy 'n nuwe was gehad op pad hiernatoe. Hoekom sê ek vir jou op pad hiernatoe gehoorsaamheid? Hierdie paadjie is 'n paadjie van gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid tot en met by die tafel, en dis wanneer hy die groot verandering maak. Jy sien, dis wat ons nie besef nie, ons dink alles gebeur as ons eers hier kom. Nee, voorbereiding van die Heilige Gees, tot en met die groot wonderwerke werklik plaasvind, as sy liggaam en sy bloed teer word. Dis waar die verskil is. So ek wil jou uitnooi, as jy vanmiddag huis toe gaan, ek hoop jy het lekker pressure op jou tuinslang, maak hom bietjie oop, en laat net toe, dat daai wurmpie so bietjie rondhardloop, en vra jouself die vraag, is dit wat ek het? As dit nie is wat jy het nie, hy sê wat jy vra in my naam, begin net honger word vir meer, en hy gaan dit vir jou gee. Hoe kan jy die Gees oordra as jy meer het? Onthou julle daai ou liedjie wat ons gesing het, is my beker van blydskap oorloop. Ek dink die kerk hardloop weg as ons dit nou weer moet sing, want dit beteken ouens moet eintlik bly wees as hulle in die banke sit. Hallo. Ek dink as ons teen elke agtersiet 'n speeltjie sit, gaan ons met chillpille uitdeel as hulle by die deur uitgaan. Imagine jy sien die suurou wat ingeloop het.
Ons het nodig om te weet, wanneer ons in sy teenwoordigheid instap, is al die laste weg. Kom ons laat bietjie toe dat sy beker oorloop. Kom ons laat toe dat die blydskap net weer oorvat. En weet jy wat, ons niks lekkerder. Ek hou daarvan om partykeer, wel my vrou, my kinders, my kleinkinders, maar my een klein seun, ek het 'n manier om onder sy vel in te kom. En ek moet dit nooit weet nie, want dan kan ek nie ophou nie. Laat my dogter sê, hou nou op om hom te terg. Ek sê, dis so lekker. Want hy word so kwaad, maar in sy oë kan ek tog sien, hy is nie kwaad nie. Nou van kleins af kon hy nie ophou piesangs eet nie, so toe begin ek hom piesang noem. En hy like nie daai naam nie. En hoe minder hy die naam like, hoe meer sê ek het vir hom. En dan add ek net elke keer nog 'n naam. En die eendag kom hy by my en hy's baie ernstig. Walreg. Hy kom staan voor my, hy sê, oupa, my pouk my so, hoekom terg jy my so? En ek dog wel, ek gaan dit nou maar net teruggee, en ek pouk hom terug, ek sê, want ek is so lief vir jou. Hy sê, mens moet nie iemand terg as jy vir hulle lief is nie. Ek sê, ek kan nie genoeg van jou kry nie. En jy wil nie baie met my praat nie, nou terg ek jou dat jy baie met my moet praat. Nou praat hy so baie, ek het nie nodig om eers te begin terg nie. Partykeer het jy nodig, as jy sien jou vrou of man is so 3 bar, al wat jy nodig het om te doen, is net, pop net daai ding, laat hy afblaas. Dis al. Het jy geweet, 'n wiel kan net hard bly, as daar lig in is. Wange kan net dik bly, as jy toelaat, laat alles binne bly. Ek hoop nie ek dan nie gespoeg nie. Nee. Weggesit. En dis wat ons vanoggend wil doen, om net saam te kuier. Hierso, die lekkerste broodjies. Ek weet nou nie of ek daai bullets kan lekker noem nie, maar die ander goed is verskriklik lekker. Kom ons geniet dit om net te sê, Here, ek wil ervaar dit wat U sê in Openbaring 3:20. Ek staan voor die deur en ek klop. Dat wat moet gebeur, sodat ek saam met Jesus kan feesmaal hou. Vanoggend wil ons net saam met mekaar feesmaal hou. In sy huis. Jy sien, ons het groot geword met soveel tradisie. Jy mag nie, jy mag nie, jy mag nie. Maar dis Vader se huis. Die een plek waar jy absolute vrede kan kry. Die een plek waar jy net kan kom staan en sê, Here, die voorreg om net iets hier uit te haal. Partykeer is dit amper 'n groter voorreg om net hier te staan en te sê, dankie, Here. Ek sien, vir my is hierdie tafel iets anders. Ek kom kyk na die tafel en so lekker as wat alles lyk. So probeer ek net die verskillende gawes ervaar. Here, is dit hoe ek vir die wêreld lyk? Want jy sien, as ek hier aangesit het, is dit hoe my spread moet wees. Dis hoe ek vir die wêreld moet wees. En dis waarom ons jou vanoggend wil nooi, dat jy daar volgemaak is, en heel gemaak is, en vanoggend gaan jy deel hê van alles wat uitgesit is. Want dit is wie hy is. So, moenie haastig wees nie. Ek dink so in die agtergrond kan jy daai klip van ons opsit. Ons het ons visie en missie uitgesit vir hierdie jaar. Ons hart klop vir dit wat ons glo en vertrou, dat Vader hierdie jaar vir ons gaan doen. Ons bid regtig dat ons 'n nuwe fondasie in Jesus sal hê. Dat ons hoeksteen geanker sal wees in hom en op hom. Daai fondament so sterk gaan wees. Dat ons kan weet, ja, Here, as ek Januarie kan doen, is die ander 11 maande niks. Want raai wat, partykeer het jy net nodig om een oorwinning te smaak, om
om die res van die oorwinnings te ervaar. So kom geniet onsself, kom ons sit aan, ons sluit ons oë. Here, dankie dat ons nou kan afsluit, kan losmaak. Dankie dat ons nou, Here, kan gereed maak om feesmaal te hou. Ek bid dat ons sal feesmaal hou in U, saam met U, om aan te sit en in die Gees U te ervaar met ons. Here, want wanneer ons in U huis is, weet ons is nooit alleen nie. Weet ons, U is altyd met ons. En ek weet, soos wat ons hier voor hierdie tafel staan, is U reeds hier. Ek bid U seën oor elke man, vrou en kind, Here. Ek bid dat ons so bewus sal wees van wat U planne vir 2026 gaan wees. In Jesus naam. Amen.